Goeiedag vriende, baie welkom by Huisfiks. Ons gaan lees uit Psalm 26. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos u droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met 'n gejuig inbring. Al loop hy, huil en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy die gerwe dra. Ek hoop jy het die parallel hier raak gesien, die volk wat God smeek om te sê, ons het ergens in die verlede gesien hoe ons volk, ons mense se lot verander het, hulle toestande verander het. En dit het hulle so bly gemaak dat ander volke dit raak gesien en sê, maar die Here het groot dinge aan julle gedoen. Ja, die Here het groot dinge aan ons gedoen. En nou smeek hulle sê, Here, doen dit weer 'n keer. En dan kom die psalmdigter en hy sê, hoe kom dit? Hoe gebeur dit? En hy gebruik 'n baie mooi beeld uit die landbouwêreld en sê, dis soos 'n boer wat met moeite en met trane hierdie sak dra met die saad in, na die land toe gaan en die harde werk doen, saai, en dan op die ouend die vrug ontvang met blydskap wat die land opbring. En daarmee wil ek vir jou sê, liewe vriend, as ons in hierdie tye moet uitgaan, is dit wat hierdie gedeelte vir ons wil sê. Ons is soms bietjie lui, né? Ons wil soms nie bietjie ietsie insit om 'n oes te kry nie. Psalm 126 sê, as jy insit, en dan sê met trane symboliseer hierdie stukkie afhanklikheid, smeekende afhanklikheid van God. As ek met trane insit in my lewe, dan oes ek die vrug van God. Daarom wil ek jou aanmoedig, ek weet nie wat is jou beproewing en jou omstandighede in hierdie week nie, maar dat ek en jy in hierdie gewoonte sal kom, om regtig te besef, wanneer tye moeilik raak en ons met trane insit, voor God gaan sit en huil en smeek, soos 'n boer wat sweet in die lande. Ons moet voor God sweet somtyds om te sê, Here, hierdie ding moet U asseblief vir ons mee help. Gee ons insig, gee ons wysheid. Wat moet ons hier doen? As die vrug op dit kom, dan is dit net soveel groter. Dan is dit so half asof mense besef, sjoe, ek het daai dag daarom gesweet toe ek gesaai het. Dit is moeilike tye, maar kyk hoe die Here my lot verander. En wanneer hierdie goed gebeur, raak dit weer 'n getuienis vir die wêreld. Sê die psalmdigter, is dit daai tye wanneer ander na jou toe kom, sê, jong, jy was maar 'n paar weke bietjie van so 'n bietjie al gelyk of jy worstel of wat swaar gaan, jy kom met moeilike tye. Ja, die Here het my gehoor. Die Here het my tye verander. Die Here het my geseën. Dis die getuienis wat weer vrug in die wêreld dra, sodat ander ouens ook die koninkryk van God in hierdie wêreld in hulle harte kan kry. Kom ons bid saam. Here, mag ons nie wegvlug van daardie tye wanneer ons met trane saai nie. Mag ons nie wegvlug van die beproewing af nie, maar dit eintlik as die tyd van saai en ploeg en plant gebruik, met moeite en met insette. Want ons weet, Here, die loon is groot. Dankie dat ons dit weet. Amen. Totsiens.